Goeienaand. Hey, iemand, kom Frikkie. Goeienaand. Goeienaand. Dit is lekker om so baie by mekaar te sien. Ek sê dit vir Frik daar agter, ek dink die Here se hart klop warm. Dis Hemelvaart, dis een van die grootste momente op die Christelike kalender. Ons sê dit altyd by Kersfees, en dan sê ons dit weer by Paasnaweek, maar vanaand is die aand. Want dis die aand of die dag of die gebeurtenis, en ons gaan net ook kyk na wat is die verskillende betekenis daarvan. Maar dan is dit ook die begin van Pinkster. Vroeger jare het ons hom nou gepreek van vanaand af, donderdag, vrydag, saterdag, sondagoggend, sondag aan, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrydag, saterdag, sondagoggend. Dan maak ons plaas. So, julle dink die tyd het gelukkig verander wat dit dan betref. Maar ek wil regtig vir almal van u sê baie welkom. Hier is so 'n paar Filistyne en ander geleerdere ook en 'n paar besoekers en ons wil net sê dis heerlik om julle almal hier te ontvang met die liefde van die Here en ek bedoel dit regtig. So ek vra vir die van julle wat nou lidmate is of vriende van die gemeente om die vreemdelinge regtig welkom te heet en welkom te laat voel, want dis wat die Here wil hê. Het jy dit gedoen, Emmy? Sy het my regtig ernstig opgeneem en dit gedoen. Maar baie welkom. Ek wil ook sommer net vir u sê, julle het elkeen so 'n boekie gekry en Frik vra dat julle dit in julle Bybel sal bewaar en dan nou met elke aflewering van die Pinkster wat voorlê dit saambring. Ek wil tog ook vir julle sê, dit wat julle nou in die kerk gekry het ook die preeksketse. Maar weet maar net, dat die preeksketse word elke dag, soos wat die Here vir mense lei en oortuig, word dit ook uitgebou. So vanaand sal daar byvoorbeeld 3-4 ander punte wees, wat nie op daai preekskets is nie. Die Pinkster het ek in 4 dae se tyd die Here van die genade gegee, om die reeks te beplan, en om 11 boodskappe in 4 dae uit te werk. Wat 'n ongelooflike belewenis was, omdat 'n mens net nie moeg word nie, en die inspirasie die kom net. Om dan die basis of die kern van daai boodskap op 'n manier vas te lê, maar daarvan bou die Here dan weer verder aan daardie boodskap. So daarom staan daar op daai eerste bladsy, dat dit inderdaad onderhewig is aan verandering, soos wat die Here vir ons lei, en soos wat die Heilige Gees vir ons lei. Dan die tweede punt is daar ook belangrik. Ons gaan elke aand, op elke geleentheid, selfs by die oggenddienste, gaan ons om en by 2 gawes van die Heilige Gees stilstaan, want ons het in die gemeente etlike jare gelede, ek het nou nie op my rekenaar dit weer gekyk nie, maar het ons 'n reeks gehad oor die gawes van die Heilige Gees. Maar ons het nie toe ingefokus op die individuele gawes. En ons gaan hierdie keer infokus op die individuele gawes. En as jy die blaadjie oopblaai, dan sal jy sien daar, by daardie tweede bladsy, is daar so 'n klomp swart blokkies. En dit het nogal regtig meer as, dit het nogal 'n tyd geneem om dit in te deel op so 'n manier, dat dit wel sin maak. Ek gaan net byvoorbeeld vir 'n idee gee. As dit 'n hemelvaart is, dan is die vraag, wat sou die primêre behoefte gewees het op daardie stadium? En wat die Here my van oortuig het, is byvoorbeeld dan nou die gawe van bemoediging. Ek sal nou net vir julle verduidelik. En dan ook saam met dit, daardie volgende gawe wat julle ook daar sien. Susan, jy moet nou nie stil sit. Sorry. Maar jy moet luister op. Kom ons sê dan die gawe van bemoediging, ook die gawe van administrasie en organisasie, maar ons sal dit net so lekker uitdrag. Die hele bedoeling wat ek van die Here verstaan is, en ek het dit nie verstaan voor die tyd waarom ons hier is. Julle moet vanaand dit verstaan, ek sal dit in afval in die reeks ook noem. Ons as gemeente is saam met die eerste ontvangers van die Heilige Gees, is eintlik half in dieselfde posisie. Hier by ons is daar baie skuwe en stroomverstellings en besluite wat geneem moet word, en dit sou impliseer dat jy as individu nie meer 'n toeskouer kan wees nie. En dat jy fyn sal luister oor wat het die Here vir jou, waartoe het hy jou in staat gestel, watter goddelike vermoë het hy vir jou gegee, om dan 'n bydrae te kan lewer. Asseblief, moenie nou maar moeg raak nie, dis nie waaroor dit gaan. Dit gaan oor liefde en dankbaarheid teenoor die Here, en jy wat hand opsteek en sê, Here, ek is bereid, ek is hier.
En dit beteken ook nie dat ons 20-30 uur vir jou per week gaan gebruik nie. U sal die reeks verder aan verstaan. In die boekie, net so na daai bladsy met die blokkies, is daar vrae wat u alreeds by die huis kan gaan invul. En u teken dit dan aan op die eerste bladsy net na al die vrae. 133 vrae. En ons het dit juist so gemaak dat as jy dan vraag 1 invul, dan tik jy hier by die ander vraag op die volgende bladsy aan. Daar staan bepalings van gawes. En dan gaan jy outomaties alreeds kan sien, min of meer, waar lê jou gawes. Hierdie is 'n hele kursus van 7, 8, 9, 10 weke, maar daarom gee ons op die voorblad gee ook erkenning aan Bill Hybels, wat dan die netwerkkursus geskryf het. Dis nie sy kursus wat ek aanbied nie, maar ek gebruik sy gawes en die definisie daarvan. So geliefdes, as jy wil, dit is 'n dinamiese omgewing, dit is 'n luisterervaring, dit is 'n ondersoekervaring, dit is ook 'n persoonlike verbintenis wat moet plaasvind. En dan ook, as jy sien, hier word 'n gawe bespreek wat jou vriend of vriendin of jou seun of dogter of wie ook al jy ken, iemand wat dit het, dan kan jy vir daardie persoon gaan sê, jy was nou nie by die Pinkster nie, en so meer, maar ek het gisteraand by die Pinkster het ek besef, die Here het vir jou hierdie besonderse gawe gegee. Met ander woorde, ons hou dit nie net hier nie, ons dra dit ook uit en stimuleer ook ander ons. Ek het nou die voorbeeld byvoorbeeld, sê maar jy het 'n dokter, ek gaan maar die term wat so gebruik, sê maar jy het 'n dokter wat nie die Here ken nie. Almal is nie gelowig is nie, of iemand wat 'n ateïst is, maak nie saak wat 'n beroep hulle beklee nie. Maar daardie persoon lewer aan jou persoonlik 'n baie goeie professionele diens. Moenie huiwer. Jy weet mos nou, jou prokureur of wie ook al is nie 'n Christen. Maar moenie huiwer om vandag te sê, ek wil net vir jou sê, ek dank die Here vir die gawe wat jy het. Heel moeilik sal hy brok en sê, man, jy weet mos, ek glo nie. Maar dan sê hy, maak nie saak nie, want hy het jou gemaak, en hy gebruik jou deur sy algemene genade, om ons op hierdie aarde te dien. So ek wil net vir jou sê, in jou sien ek die werking van die Gees. Wie weet, miskien ben jy die aand wakker, en miskien oortuig die Here vol. So, ons is almal disippels, dis nie net ek wat jy moet preek, jy wat moet luister, dan gaan jy huis, dis ook was 'n mooi preek. Die Here moet met jou 'n pad loop deur sy Heilige Gees. Ek dink dis omtrent al wat ek vanaand wil sê, want dit is alreeds baie wat ek gesê het, en daarom wil ek vir julle vra, dat julle solank julle, ons gaan eers lekker saam sing, maar kom ons bid eers saam. Dis eintlik 'n wonderlike geleentheid, kom ons praat met die Here. Wonderlike, 3 maal heilige God. Dis so lekker om vanaand so baie by mekaar te wees. Dis so lekker om besoekers en sommer net mense wat ons lanklaas gesien het, hier te kan hê. En om u liefde met mekaar te deel. Want Here, ons is nie maar net medemens nie. Ons is ook medegelowiges en mede-Christene. En ons is hier om Jesus Christus aan mekaar te embody, te beliggaam. En ons wil bid, Here, dat dit so wonderlik sal wees en so verslawend sal wees, dat ons nie eens dan sal dink om nie die volgende sessies by te woon nie. Maar Here, ons weet, U is in beheer van hierdie Pinkster. U is in beheer van vanaand, en daarom vra ons dat U asseblief in U grootheid en deur U liefdevolle werking deur die Heilige Gees diep in ons harte sal omkrap en dat U vir ons iets by ons sal wakker maak. Ja, nou gebeur dit, want dis ons wat U doen, dat U vir ons môreoggend 2 uur of 3 uur wakker maak en dat U vir ons die eerste gedagte sal gee is om terug te dink aan vanaand, aan die boodskap van vanaand en ook aan U hemelvaart, maar ook dan, Here, as ons by Pinkster kom, dat ons ook dit sal oordink en sal oorbid. Here, seën vir ons. Ek vra dan nou dat elkeen wat hier teenwoordig is, persoonlik die goddelike nabyheid sal beleef. Here, dat ons ook in verwondering sal staan, want alles in hierdie wêreld het nie net met politiek en ekonomie te doen nie. Maar ook in dit alles is U die Here, die Almagtige, wat gebede verhoor en wat U wil laat geskied. So seën elke vrou, seën elke man en elke seun en dogter wat hier is. In die naam van Jesus
Christus die Here. En ons sê, Amen. Amen. Geliefdes, ons gaan 3 liedere sing op die YouTube, en ek wil hê, jy moet lekker saam sing daarmee. Dis die enigste aand wat ons dit gaan doen. Sondagoggend het ons weer ons begeleiers, ons musiekspan, Sondag aand, Maandag aand, Dinsdag aand, Woensdag aand, is die musiekspan hierso, en hulle het al reeds beplan en so meer. So kom, Pinkster is ons altyd 'n tyd van lekker sing en sommer net om die Here op 'n baie ander manier te beleef. En wat die Pinkster byvoorbeeld betref, die van Sondag, Maandag, kom net soos wat jy is. En ek het nog gewonder hoekom ons hier sop na die tyd bedien. Ek het al gedink ons moet dit sommer voor die tyd of tydens die diens bedien. Kom ons staan en dan sing ons die volgende 3 liedere. U kan sit ook wat wil sit, dis nie 'n probleem nie. Kom ons doen. Ons 3 liedere is strome van seën, en dan die 460 Vader, Seun, Heilige Gees, en dan die 3de een is Lei ons Heer, en dan die slotlied, ek het so versoek gekry met huisbesoek, en die slotlied is aan Prys die Here met blye taal. Frik, kom ons begin om van die begin. En ek het gehoor, ons sing nie te lekker nie, nou wil ek vir die vra asseblief, kom ons loof die Here, as hy. Strome van seën van lowe, lekker die liefde beloof, die heiligheid van sy volk, skoonheid tot sy naam en hoog, strome van seën, geef ons die volheid ons weer, it's for me that was a
kom ons maak ons Bybels oop by 2 plekke vanaand. Ek gaan saam met die 'n paar verse lees ook ter wille van ons kinders, daar uit Lukas 24, en ons gaan lees vanaf vers 45, en dan die aangekondigde teks wat u ook al op die program gesien het, en dit is dan Johannes hoofstuk 14, ek gaan net so 2-3 verse ook voor hoofstuk 14 dan met u lees, en ek dink dit is belangrik dat ons kinders verstaan waaroor vanaand gaan, en ek gaan die gebeurtenis van uit die Bybel lees, namens dan uit Lukas hoofstuk 24 vers 45. Dit is eintlik baie wonderlik, dit is lekker om hier oor Kerstyd daardie geskiedenis van uit die skrif te lees en om mekaar daaraan te herinner, en so gaan dit van geslag tot geslag en lewer ons dit oor sodat die verhaal net eenvoudig nooit uitsterf nie. Maar ook dan op Paasnaweek sal jy ook onthou, ons het redelik gedeeltes wat ons by die verskillende eredienste gelees het, om juist ook dan die woord van die Here aan die orde te stel en om dit dan om daardie geskiedenis ook te bly onthou en om dit ook oor te dra. Ek lees dan hier by vers 45. Toe open hy, deur Jesus, hulle verstand om die skrif te verstaan. Nou geliefdes, julle sal dit ook in Johannes 14 sien. 'n Mens dink dat die disippels alles verstaan het wat die Here Jesus vir hulle gesê het. Maar dit is nie waar. Ons sien dat selfs hier op die einde, hier rondom die hemelvaart, is daar nog 'n kompetisie onder die disippels. Is daar 'n ma wat haar 2 seuns dat die Here Jesus toe bring en sê, "Meneer, ek wil graag vir u iets vra." En as hy vir haar vra, "Wat is dit?" Dan sê sy, "Meneer, ek wil regtig vir u vra. As jy nie jou koninkryk hier op aarde kon vestig, dat ek vra of my 2 seuns, een aan jou regterhand en een aan jou linkerhand kan kom sit." Tipies man, tipies man. Maar die lang en die kort is, hulle het dus nie verstaan waaroor dit gaan nie. Daarom ook vanaand, as dit hemelvaart is, en ons sou vra, wat beteken dit as die Here Jesus sê, dit is vir julle beter dat ek gaan, dan is dit een van die redes. Omdat die Heilige Gees dan 'n ander dimensie laat aanbreek in die kerk van die Here Jesus, om dan aan hulle die waarheid te kan verkondig, en die mense dit te kan verstaan. Ek lees saam met julle. Toe open hy hulle verstand om die skrif te verstaan. Verder sê hy vir hulle, so staan daar geskryf, die Christus moet ly en op die 3de dag uit die dood opstaan. En in sy naam moet bekering en vergewing van sondes aan al die nasies verkondig word. Reserveloos aan alle nasies, dis ons opdrag. Van Jerusalem af, en as jy onthou in Handelinge sê, van Jerusalem tot by Judea, tot by Samaria, en tot aan die uithoeke van die wêreld. Lukas sê net vir ons, van Jerusalem af en verder. Julle is die getuienis, of die getuies van hierdie dinge, julle. En dan staan hier, en ek sal die gawe wat my Vader beloof het, vir julle stuur. Maar julle moet in die stad bly, net soos in Handelinge 1 vers 8, totdat julle met krag van bo toegerus word. Daarna, hier kom het by vers 50, daarna het hy hulle uit die stad uitgelei tot by Betanië, so amper 15 kilometers van Jerusalem af. Daar het hy sy hande opgehef en hulle geseën. So dit wat ons ook in die kerk doen, is nie 'n bygelowige ding nie. Dis ook maar net 'n tradisie of 'n gewoonte of maar net 'n dooie opdrag nie. Maar die Here Jesus het die voorbeeld gestel en hy seën hierdie disippels en daarom het hy ook dit vir sy kerk gegee om ook die gelowiges in die kerk in al die eeue ook te kan seën. Hy sê sy hande opgetel terwyl hy hulle seën. Het hy van hulle af weggegaan en is hy in die hemel opgeneem. Hulle het hom aanbid en met groot blydskap na Jerusalem toe teruggegaan. Daar het hulle die hele tyd by die tempel gebly en God geprys. Daai woordjie, en hulle het hom aanbid, moet u tog vir u agnostiese vriende en vriendinne ook gaan gee. Want die Here Jesus, as hy nie self deel was van die Godheid nie, en self God was nie, sou hy dit nooit toegelaat het. Hy sou net dit toegelaat het, dat ons sy Vader moes aanbid, maar hier staan dan, hulle het hom aanbid. Ek bly saam met julle na Johannes hoofstuk 14, en ek lees daar, eintlik van hoofstuk 13 af. Ek wil graag die gesprek tussen Petrus en die Here Jesus optel, want ek gaan net nou daarna verwys. Hier by vers
36 staan daar by hoofstuk 13, Johannes 13 vers 36. Simon Petrus vra toe vir hom, Here, waarheen gaan U? Jy weet, dis regtig interessant, ek gaan dit nou vir julle wys, dat hulle nie geklik hy gaan weg nie. Want hulle verwag nog steeds tipies vanuit hulle tradisionele geloof en oortuigings, hy gaan 'n aardse koninkryk, gaan hy daar stig. Daarom ook dan nou die ma se vraag. Hy sê, maar Jesus antwoord hom, waarheen ek gaan, kan jy my nie nou volg nie, maar later sal jy my volg. En luister nou. Toe sê Petrus vir hom, Here, hoekom kan ek nie nou volg nie? Ek sal my lewe vir U aflê. Nou kinders, julle moet ook weet hoe Petrus was, waar 'n man wat vinnig gepraat het, so 'n bietjie impulsief, en dan sê, ek sal my lewe vir U aflê. En dan sê die Here Jesus, hy vra hom, sal jy jou lewe vir my aflê? Vra Jesus. Dit verseker ek jou, Petrus, nog voor die handkraai, sal jy my 3 keer verloon. Skakmat. Af. Kom ons lees vanaf vers 14 en ek gaan net lees tot by vers 7. Julle moet nie ontsteld wees nie. Hier kom dit weer. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek nie vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek gereed te maak nie. Dis nie 'n fabel nie. Dis nie 'n storie nie. Dis nie 'n valse pie in the sky nie. Dis wat die Here Jesus vir ons beloof het. Hy gaan om vir ons plek gereed te maak. En dan sê hy by vers 3, en as ek gegaan het en vir julle plek gereed gemaak het, kom ek terug en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan weet waar ek is. En julle ken die weg na die plek waarheen ek gaan. Nou vir Thomas. Hy sê, Here, ons weet nie eens waarheen jy gaan nie. Hoe sal ons nou die pad so toe ken? Ek weet watter pad, waarheen? Ons weet nie. En dan sê Jesus vir hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe, behalwe deur my nie. As julle my ken, sal julle my Vader ook ken. En van nou af ken julle hom en sien hom. Dis groot woorde, dis woorde, ons het dit gisterand in die Bybelstudie ook beleef, met Psalm 95, mens moet die Psalm eksegetiseer, jy moet hom uit mekaar uittrek, om die skat wat daar verborge is, om dit te kan ontdek. En ek wil regtig vir elkeen van julle sê, as jy nog nie by Bybelstudie groep is dit dan tyd dat ons dit moet oorweeg. Hier staan dan ook. Toe sê Filippus op, nou kyk 'n bietjie hierdie interessante, hy wil nou nie van 'n vreeslike saak maak nie. Filippus sê, Here, ons weet nie eens waar jy gaan nie, en ons ken nie die pad nie. En nou kom Filippus, hy kom so met so, eintlik so half 'n valse troos as hy sê, Here, wys vir ons die Vader, en dis vir ons genoeg. Hy wil nou nie in hierdie debat betrokke raak van waartoe gaan jy nou nie, en is dit nou daarna toe of daarna toe nie, maar wys net vir ons die Vader. Maar ek gaan dit tog verder lees. En die Here Jesus antwoord hom, hy sê, luister, ek sê ons vir julle, hulle moet baie verstaan, hy sê, ek is al so lank by julle, en Filippus, ken jy my nie? Nou, maar weet jy nie regtig wie is ek nie? Kyk 'n bietjie daar. Wie my sien die Vader. Hoe kan jy dan sê, wys vir ons die Vader? Glo jy nie dat ek in die Vader is en die Vader in my nie? Ek dink die antwoord is nee. Ek verstaan dit nie so. En dan staan hier, die woorde wat ek met julle praat ek nie uit my eie nie, maar dit kom van die Vader wat in my bly en sy werke doen. Glo in my nie, omdat ek in die Vader is en die Vader in my. Of anders, glo op grond van die werke self. Dit verseker ek julle, wie in my glo, sal ook die dinge doen wat ek doen, en hy sal nog groter dinge as dit doen, omdat hy na die Vader toe gaan. Wat julle ook al in my naam vra, sal ek doen, sodat die Vader deur die Seun verheerlik kan word. As julle my iets in my naam vra, sal ek dit doen. Nou, ek wil tog sê, miskien ons gaan nie daarop konsentreer vanaand nie, maar miskien daarom net so tussen hakies, om dan te kan sê dat ek bid en ek vra in die naam van die Vader, of in die naam van die Here Jesus,
dan moet jy weet, die naam het nie net te doen met die woord Jesus nie, of Christus nie, of God nie. Jy het te doen met God se hele wese. En omdat jy God se wese verstaan, en ek en jy sy wese ken, vra ons, volgens sy wese, na sy wil. So dis nie 'n tipiese bygeloof om te sê, ek het nou die Here Jesus se naam genoem, so nou wil dit gebeur nie. Dis baie diep, ek dink jy sal met my saamstem ook. Dis kom ons sê dit vir mekaar. Dis hemelvaart. Dit is regtig 'n baie besondere saak. Vir ons kinders, in die Ou Testament veral, wanneer konings op hulle troon opgegaan het, soos ook met die inleiding van 'n staatspresident en so meer, was dit 'n geweldige groot gebeurtenis. En die hemelvaart is in 'n sekere sin, en eintlik in 'n direkte sin, is dit die Here Jesus Christus se troonbestyging, waar hy as koning die plek inneem, luister mooi, wat hy gehad het. Hy was daar, hy het hom verneder, hy het hom verlaag, hy het in ons plek mens geword, vir ons kom sterf en so meer, maar hemelvaart is inderdaad dan die geleentheid waar God dan vir Jesus Christus sy ereplek vir hom teruggee. En daar's baie teksgedeeltes wat vir ons iets daarvan laat verstaan. Maar het jy ooit daaraan gedink dat vanaand ook etlike honderde jare, 2000 jaar gelede, het jy ooit daaraan gedink dat vanaand van die disippels nie noodwendig so 'n hoogtepunt was nie, maar dat vanaand ook hemelvaart was ook 'n afskeid. En as ek nou vanaand vir julle moet vra, watter afskeid in jou lewe was vir jou die swaarste? Dan sal dit vir lekker wees om te hoor wat julle sê. Waar het jy die seerste gekry? Waar was dit vir jou die moeilikste om vir iemand tot siens te sê en om afskeid te neem? Die een ding wat ek weet baie van u al beleef het, is om afskeid te neem van jou lewensmaat. Afskeid te neem van of jou man of jou vrou. En weet jy, hoe ouer 'n mens word, hoe nader kom dit aan 'n mens se lyf. En hoe meer 'n mens by julle familielede staan wat inderdaad sterf, hoe moeiliker word dit. En verstaan 'n mens soveel meer van die intensiteit. So as ons praat van afskeid, gaan hier 'n klomp mense wees wat hand opsteek en sê, ek kan jou vertel, ek weet, ek ken die siening, ek ken die maandelange verwerking, trane, hartseer. Miskien was dit 'n seun of 'n dogter wat jy moes afstaan en so kan ons aangaan. 'n tweede ding wat ook geweldig moeilik is egskeiding. Ek praat verlede week met 'n vriend van my, jarelange vriend van my, en hy vertel vir my, hy sê vir my, Anton, as 'n mens nie self deur egskeiding is nie, dink ek is dit moeilik om dit te verstaan. Hy sê vir my, in my eie lewe was dit soos 'n gat wat uit my siel het geruk is. Hy sê, en ek sê nou vir jou, ek is nog al die jare, en ek ken hom so, as ek 'n kind van die Here. Maar dit het my jare gevat, tot 6 jaar, om daai gat op 'n manier te vang. Dink net dit, 'n egskeiding, wat gefinaliseer word, 'n pa, wat sy goedjies by die huis moet gaan haal, wat uitstap uit die huis, en wat jou kindertjies, en jou vrou, agterlaat en jy stap alleen, om 'n nuwe lewe te gaan begin. Of dan jy as vrou, dat jy moet wegstap, en pa en die kinders bly agter. Hulle sê dat die dood en egskeiding 2 van die grootste traumatiese dinge kan is, wat 'n mens in jou lewe kan beleef. Maar 'n derde ding, hulle noem dit verhuising, is 'n traumatiese belewenis. En ek sien iets daarvan, sien 'n mens in die Here Jesus se lewe. Hy moes verhuis. En elke keer waar jy ook al in jou lewe gebly het en ons gebly het, moes jy jou vriende, jou veiligheid, jou plek van veiligheid moes jy verlaat. En jy moes in 'n vreemde area ingaan, sonder dat jy weet wat wag vir jou daar.
gaan jy daar aanvaar word, gaan jy daar liefde kry, en al die ander aanpassings, wat ek nou nie alles ontleed het nie, maar ek wil tog vir u sê, dink dan in terme van die Here Jesus se afskeid, ook dan as 'n traumatiese verhuising, wat vir hierdie disippels baie diep getref het. So dit was nie vir hulle, dit was nie vir hulle, sommer maar net hierdie hoogtepunt nie. En dan saam met dit, as jy nou gaan vra, hoe dit gebeur, dan weet die geliefdes, die disippels en die Here Jesus net nie gehoor nie. Dat selfs net in die Johannes Evangelie, kry jy mense in Johannes 13, 14, 15 en 16. En dit noem ons Christus sy afskeidstoespraak. Sy afskeidsgesprekke met sy disippels. Nou, dit kon nie daai nag plaasgevind het nie, of dan weet ek dink nie heeltemal so nie. As 'n mens kyk na die tydsduur, dan is dit moeilik dat hy dit alles daai nag gesê het, maar dit word beskou as sy afskeidsgesprek voordat hulle hom dan in hoofstuk 18 gevange geneem het. Weet julle wat is hoofstuk 17? As hy hoofstuk 13, 14, 15, 16, as dit sy afskeidsgesprekke was, dan is hoofstuk 17 sy mooiste gebed. En ons noem dit die hoëpriesterlike gebed, waar hy by God die Vader intree vir hierdie disippels, maar ook vir jou en vir my. Want hy sê ook, Vader, ek bid vir hulle, maar ek bid ook vir almal wat deur hulle tot geloof kom. En as jy dan mooi gaan kyk, Johannes 13, daar sê die Here Jesus, dat hy hulle gaan verlaat, dat hy weggaan. Vers 33, dieselfde tema. Johannes 14 vers 1 tot 14, wat ons nou gelees het, dieselfde tema. As jy gaan kyk na Johannes 16 vers 7, dieselfde tema. Waar hy dan ook inderdaad sê, dis vir julle beter, dat ek moet weggaan. En ek sal net op daardie vraag, sal ons dit beantwoord. Ook in Johannes 17 vers 24, ook dieselfde tema. So die Here Jesus het nie sy disippels in die duister gelaat nie, maar inderdaad, luister mooi, hier in Johannes 16 vers 29, dan sê die disippels vir hom, ag Here, wil jy nie net met ons reguit praat nie? Want jy praat met ons in beeldspraak, en is vir ons moeilik om dit uit te pleis. Ons moeilik om dit te verstaan. En dan praat die Here Jesus in beeldspraak, of reguit met hulle, en dan sê die disippels, nou verstaan ons. Nou verstaan ons. So, inderdaad, was daar miskien 'n kommunikasieprobleem, wat ek betwyfel, want hy hierdie weggang van hom, het hy baie lank al, het hy inderdaad voorspel. Nou kan ek vir u vra, hoekom dink u, was die Here Jesus se weggang so 'n krisis? En weet jy, interessant, jy kan dit vergelyk met iemand hier, iemand waar, wat weggaan, en wat dan 'n verskriklike leemte laat. Kyk gou 'n bietjie. Hoekom was dit vir hulle traumaties? Hulle verwag nie die hemelvaart nie. Hulle is nie daarop ingestel. Hulle stap nie met hom Betanië toe, omdat hy nou gaan goodbye sê. Nee, daar gaan hy. En wat bly agter? 'n groep mense, wat so pas hulle leier verloor het. Sonder leierskap. En onthou leierskap in 'n baie besonderse en 'n positiewe sin. Ook in so mate, Stefan, dat 'n mens kan sê, hierdie leier was die een vir wie hulle alles opgeoffer het. Mense gesproke. Asseblief, net nooit jou lewe dit nie baie van Here opoffer nie. Ek en jy het nog niks om te doen nie. Die punt is, dat hulle besef, hulle het hulle ouers agtergelos. Hulle het hulle beroepe agtergelos. Hulle het hulle sekuriteit agtergelos. Hulle het agter die Here Jesus aangeloop. Hulle het sy wonderwerke gesien. Hulle het alles beleef wat hy doen. Maar weg is hy. Dan gaan hy. 'n ander ding ook wat hulle mis, of wat vir hulle traumaties moet wees, is hierdie nuwe lering van die Here Jesus. Geliefdes, weet jy wat besef ek met my voorbereiding? Kom ek sê eers dit, ek gaan eers dit klaar sê. Weet jy wat is besonder? Hy het met 'n besonderse boodskap gekom. Hy het 'n ander lering gehad, wat inderdaad veroorsaak het dat hy in 'n kruis gesterf het. So radikaal anders was dit. Maar weet jy wat tref my? Dan nie. Die Here Jesus het niks anders kon sê as wat God in die Ou Testament gesê het. Maar die Ou Testament is deur die mense, deur die Jodendom en wie ook al, ergens het ons die pot misgesit. En ergens het ons 'n ander evangelie van wettisisme en van verdienstelikheid en so meer het ons self geskep.
die Here Jesus sê, ek het met julle nie 'n woord gepraat, as ek dit nie met die Vader gehoor het nie. En ek en die Vader is een, ek met hom en hy met my. Verstaan julle? Dat dit wat die Here Jesus hier kom verkondig het, moes al deel gewees het van dit wat God bedoel het in die Ou Testament. En dit was vir my nou 'n wonderlike ontdekking om te besef, maar God het nie verander intussen, en nou sê hy 'n nuwe God of 'n ander God nie. So hierdie persoon, hierdie Here Jesus, met sy leierskap, met sy lering, met sy nuwe verhoudinge. Wat het 'n Fariseer gedoen? Toe ons in Jerusalem was, dan staan ons daar voor die instituut, die Jerusalem Instituut of die Tempel Instituut, dan kom die Jode by ons verbygestap, die rabbies en so meer, maar hulle vermy jou, want hulle mag nie naby jou kom nie, hulle mag nie aan jou raak nie, want dan is hulle onrein. Wat doen die Here Jesus? Hy vat in 'n balans. Wat doen hy? Hy maak modder aan en vat in die oë van 'n blinde. Hy laat 'n slegte vrou, laat hy toe om sy voete te was met haar trane, terwyl sy met haar hare sy voete afdroog. So anders. En hier sit hierdie ouens in hierdie trauma van wat nou? Wie gaan ons nou lei? Wie gaan ons help? Wie gaan ons vertroos? Wie gaan ons lei? Geliefdes, dis met die gawes wat die Here Jesus gehad het, met die aanpak wat hy gehad het, die benadering wat hy gehad het, is dit 'n geweldige krisis. Maar nou, dis dan nou belangrik dat ons moet vra. Hoekom sê die Here Jesus dan in Johannes 16 vers 7? Hoekom sê hy, dis vir julle beter dat ek na my Vader toe moet gaan? Hy sê dit, geliefdes, om 'n paar redes. Nommer 1. Hy sê dit omdat hy vir ons sê, my offer vir julle sondes is deur my Vader aanvaar. Die prys is betaal. Julle verlossing het aangebreek. So die missie wat ek gehad het op aarde is, met respek, suksesvol voltooi. 'n tweede rede is, dat die hemelvaart, moet jy mooi dink, iewers tussen die kruise deur en aan die kruis op sy linkerhand, iewers was die Satan in persoon glimlaggend en grynslagend teenwoordig. Maar met sy hemelvaart is dit die finale spyker in sy kus om te sê, ek het jou oorwin. Jy kan ook nie weet waar ek is nie. Ek het betaal, ek het die oorwinning behaal, en is dit ook inderdaad die gebeure om vir die Satan te sê, jy bly op aarde, ek gaan na my Vader. Nog 'n rede hoekom dit so belangrik is omdat dit die deur oopmaak, luister mooi, na Pinkster. Want die Gees van die Here werk anders as wat die Here Jesus gewerk het, toe hy as individu gewerk het. Dit is net 'n bietjie prakties dan. Het die Here Jesus met hierdie groep gewerk vanaand, maar buite staan miljoene gelowiges, wat ook met hom te doen wil hê. Ons kry ons die verhaal, dat hy in 'n vol huis bedien, en dan kom sy familie en sê, ons wil graag vir Jesus sien, want ons is sy broers, dan sê, en sy ma, dan sê hulle, want hulle het dit gehoor, hy is van sy kop af, want hy verkondig snaakse goed, en die Here Jesus wat 'n boodskap stuur en sê, hier is my broers en my susters, maar wat doen die Heilige Gees? God stuur die Heilige Gees as 'n voorspraak, om op die kerk, op die gelowiges neer te daal, en elkeen van julle, en myself, toe te rus, met die Heilige Gees. En ek onderskat dit, daardie koms van die Heilige Gees, en die deur wat opgemaak word na Pinkster toe, is onbeskryflik. Nou, die hemelvaart, hoekom is dit vir Jesus dan belangriker? Hy sê, wie wat? Ek gaan langs my Vader sit. Ek gaan die ereplek, met al die mag en majesteit en eer, gaan ek by my Vader inneem. Ek gaan vir julle 'n voorspraak wees. Maar, nou moet jy dit ook hoor. Waarom is Pinkster so belangrik? Waarom sê die Here Jesus, dis beter dat hy gaan? Sodat ek en jy kan begin met ons geestelike arbeid op hierdie aarde. Want hy gee nie vir die Gees om lekker te slaap en lekker dood te gaan. Hy gee vir die Heilige Gees om sy diensknegt te wees en om in sy diens te staan. En dis hoekom vanaand se twee gawes so ontsettend belangrik is. Kom ons kyk op die bord, gaan ek daarna kort eksamen.
Ek dink op 'n aand soos vanaand, as julle vanaand nou so iets moes verloor, en skielik leierloos is, skielik nie weet waarna toe nie, en so meer. Ek kan myself dink, ek kan my indink geliefdes, oor hoe daai disippels nou verdwaas, verwese, terugstap Jerusalem, en met mekaar praat en sê, nee vet, dis presies wat ek gedoen het, ek gaan maar weer verstaan, ek gaan maar weer terug na my beroep toe, alles is absoluut niks, alles was verniet, daai negatiewe taal, daar is nie hoop vir die toekoms nie, daar is nie vir ons 'n uitweg nie, ons kan nie sonder hom bestaan nie, so manne, vergeet dit, ons ontbind. En 1 of 2 in die groep kom met daai gawe na vore. En daar staan geskryf, die gawe van bemoediging is 'n Godgegewe vermoë. Luister mooi, nie jou eie nie. 'n Godgegewe vermoë om die waarheid so aan te bied, dat dit diegene wat in hulle geloof wankel en mismoedig voel, te versterk. Kyk bietjie, te vertroos en te oorreed om weer op te staan en voort te gaan. Kom ek vra jou, het jy so 'n gawe? Sou jy dan daarmee kon assosieer? Kyk bietjie wat sê, die kenmerke van so 'n persoon, is dat hulle versterk en ondersteun hulle wat mismoedig is. Kyk die volgende sin, vertroos en konfronteer ander om God te vertrou en om sy beloftes te aanvaar. Dis nie net paai nie. Dis nie net, jong, moenie worry nie, alles sal regkom nie, die Here sal jou help nie. Dis ook 'n konfrontasie om te sê, luister, jy vergeet nou wat die Bybel vir jou sê. Jy vergeet nou wat die woord vir jou sê. Jy kyk verkeerd na die Here. Kom ons kyk 'n bietjie met 'n ander oog, met 'n ander bril na die gemeente toe. Kyk 'n bietjie die derde. Dit oorreed ander om tot aksie oor te gaan deur Bybelse waarhede te aanvaar en dan motiveer ander om te groei. Kan jy nou by jouself dink? Jy stap van Betanië af Jerusalem toe. Jou leier is weg. Niemand het dit verwag nie. Hou dit in die oog. Niemand het dit verwag nie. En nou moet jy gemotiveerd, sterk en vol energie terugstap Jerusalem toe sê, nou kan ons die wêreld vir die Here verower. Daar is nie manier nie. Maar in daai groep is daar mense, 1, 2 in die groep van 11, wat eenvoudig hierdie gawe het en gesê, Here, ons wag 'n bietjie. Kom ons dink aan wat het hy vir ons gesê. Kom ons dink aan sy gebed gisteraand. Hoe het hy by die Vader vir ons ingetree? Kom ons sê, ons het nie die insig gehad nie, ons het nie verstaan nie, maar sien julle wat gebeur? En hy het vir ons gesê, ons moet in Jerusalem bly, tot waar die Heilige Gees kom. Ons weet nie mooi wat dit is nie, maar tot waar die Heilige Gees kom, dan sal ons krag ontvang. Ja, mense, enige kerk, enige gemeente, het dit nodig, dat daar mense is met hierdie gawe. Kyk wat is hulle karaktereienskappe. Positief, motiverend, konfronterend, bevestigend, geruststellend, ondersteunend en betroubaar. Dis nie ligtelike troos en aanmoediging en jy weet nie waarvan jy praat nie. Kyk net hoe moeilik is dit. Ek dink in sommige van julle se huise en as ek dink aan mense sukkel met jou gesondheid, kyk bietjie daar. 'n Waarskuwing is dat 'n mens met hierdie gawe kan soms te optimisties wees. Ag, moenie worry, alles sal regkom, dit is nog gaan hy dood. Ag, moenie bekommerd wees, die persoon sal nie doodgaan nie, dis 'n sterwe persoon. Wie sê die persoon gaan nie dood nie? Of moenie bekommerd wees, dit sal nie kanker wees nie, al doen hulle wat dit toets ons al môre oor as die kanker het, en dan is dit kanker. Kyk die volgende is 'n belangrike. Behoort eers te verstaan waarin ander hulle bevind en wat regtig nodig is. Dit kan nogal by baie van ons, by myself, 'n probleem wees dat jy nie werklik luister nie. Luister na die persoon en luister nie wat jy wil sê nie, maar wat God vir jou sê om te sê. Verstaan jy? Daar's nie 'n goue reël van bid net en jy word gesond nie. Daar's nie 'n goue reël wat altyd onaanvaarbaar is om te sê bid en al jou finansiële moeilikheid sal verdwyn nie. Jy moet by God hoor om hier te bemoedig. As jy daai gawe het, gee aan die Heilige Gees die erkenning. Want ons tema vir die maand is, maar onthou, ons moet dit vergeet nie, Kerk van Christus,
laat skyn jou lig. Wat is die man? Hy sê as jy jou lig laat skyn, laat die gawes van die Heilige Gees in jou lewe duidelik sigbaar word. Weet jy, ons het ons maar in die kerk hierdie ding van my linkerhand en my regterhand moenie van mekaar weet nie. Dis nou wanneer jy spog en hoogmoedig voel omdat jy iets gedoen het. Maar weet jy wat? Matteus 5 sê vir ons, jy moet so lewe dat die mense jou goeie dade kan raak sien en God daarvoor verheerlik. Net so hierop. Daar sê, laat skyn jou lig. As jy jou lig laat skyn, weet jou gawe uit. En as mense vir jou vra, liewe aarde, jy het 'n besonderse karakter, jy het 'n besonderse eienskap, die van bemoediging, dan moet jy kan sê, ek kry dit by die Heilige Gees. Ek kry dit by hom. Dis die taal. Dis koninkrykstaal. Kyk die volgende. As die disippels dan so moeg en moedeloos deurstaan, kom dan in Jerusalem, daar sit hulle verwese. Ek wil vir julle sê, op my manuskrip staan, by Thomas, toe hy nou ook vir die Here sê, maar Here, Petrus het met die Here 'n pad geloop, en Thomas wat nou sê, maar Here, ons ken nie eens die pad nie, hoe weet ons waar toe gaan nie? Ons weet nie waar toe gaan nie, hoe ken ons die pad? Toe ek op my manuskrip geskryf, ek dink hy het daai klas gemis. Hy het daai klas gemis. Want Thomas het nog al 'n paar klasse gemis, ook die een wat toe die Here Jesus die eerste keer aan sy disippels verskyn het, toe sê die rampkar mos, toe sê, ek sal dit nie glo as ek nie my vingers in die gate indruk, hy het daai klas gemis. En toe die Here vir hom weer ontmoet. Kyk 'n bietjie die volgende. Die gawe van bemoediging, maar ook dan, vrug die volgende asseblief. Die gawe van organisasie of administrasie. Ek wil dit net gou sê, ek het dit al gesê. Die kerk kan nie bestaan, kom ek sê, die gemeente kan nie bestaan, as daar nie mense is met die gawe van bemoediging nie. Die gemeente kan nie bestaan, as daar nie mense is met die gawe van organisasie en administrasie nie. Kyk bietjie daar, dit is die Godgegewe vermoë, om te verstaan wat dit is om 'n organisasie te laat funksioneer en die spesifieke vermoë om prosedures te beplan om uit te voer ten einde die doelwitte van die bediening te bereik. Daar sulke mense in elke bediening van die gemeente en van die kerk nodig, ook hier. Mense wat sê, dis God wat my roep, ek besef ek my toegerus en ek doen niks daarmee nie, maar hier is dit. Kyk bietjie daar. Wat se kenmerk is dit? Ontwikkel planne of strategieë ten einde doelwitte te bereik. Help bedienings om meer effektief en doeltreffend te wees. Skep orde uit organisatoriese chaos. Dit was chaos. Onthou, daar was nie 'n leier, disipel en 'n onderleier, disipel en wat nie. Daai strukture nie bestaan nie. Weet jy wat dink ek aan? Dink bietjie saam met my daaroor. Voordat die Here Jesus weg is, toe was hulle disipels. Wat het hulle geword daarna? Apostels. Disipels, volgelinge van die Here Jesus. Jy kan jouself indink hoe dat hulle net eenvoudig agter hom aangeloop het, net. En gedoen het en gesê het wat hy doen en sê. Toe hy weg is en hulle ontvang die Gees van die Here. Toe word hulle kerkplanters, apostels. Kyk hoe bietjie daar. Hy sê, bestuur en koördineer 'n verskeidenheid van verantwoordelikhede ten einde 'n taak te voltooi, organiseer mense, take en geleenthede. En wat is die karaktereienskappe? Julle sal dit sien. Dis so waar, deeglik, objektief, verantwoordelik, georganiseer, doelgerig, effektief, konsensieus. Is jy so? Miskien het jy dit nie ontdek nie, maar as dit tyd om dit te ontdek. Hieronder is 'n waarskuwing, hy sê, moet bereid wees om hulle planne aan te pas ten einde nie die leiers se visie te onderdruk nie. Hierdie ouens kan baie sterk wees. Maar jy moet die leier volg. En ons sou hier kon sê, moet ten einde nie Jesus Christus se visie te onderdruk nie. Kyk, die tweede een, kan mense dalk net gebruik om hulle doelwitte te behaal, sonder dat hulle besorgd is oor groei in die proses. Kan moontlik nie sien hoe God se plan uitgevoer word in die proses van doelwitbereiking nie. Kom, ek sê dan. Dis hemelvaart. En die Here Jesus sê, dis vir julle beter dat ek gaan. Ek gaan, sit in die regterhand van God die Vader, daar tree ek vir julle in, daar is ek die hoof van die kerk, daar is ek bekleed met mag en majesteit, daar regeer ek saam met die Vader, ek het dieselfde eer as die Vader, en hy sê, julle is op pad so. Dis wat ons op pad is. Want hy het gegaan om vir ons plek gereed te maak.
En as ek nou vir jou vra, waar is jou geliefde wat reeds afgesterf het, moet asseblief vir my sê, braai vleis saam met oupa nie. Dis nie die hemel nie. Dis nie die hemel nie. Moenie jouself so terug sien. Hulle wat gesterf het, en wat in Christus geglo het, is by God. 'n hemelse heerlikheid wat jy maar Openbaring 4 en 5 kan lees. Totaal anders as 'n mens geskep. Totaal anders as die hemel wat 'n mens skep. Kyk 'n bietjie. Kerk van Christus. Laat skyn jou lig. Deurdat jy die gawe, die God gegewe vermoë, wat hy vir jou en vir my deur sy Gees gegee het, sigbaar uitleef. Kom ons kyk. Kom ek vra eers. Ons gaan dit in die Pinkster, gaan ons dit in groepe probeer doen, maar jy moet nie by die huis bly nie bang is nie. Jy sal hier nie geforseer word om te doen as die Here jou dit nie laat doen nie. Maar dat ons in groepe bid, dat ons ook persoonlik bid, en dat ons dan hier met God praat. Nou vra ek vir u, praat nou met die Here. Praat met hom oor sy eerlikheid en sy openlikheid oor sy hemelvaart. Praat met hom oor die feit dat die disippels dit nie verstaan het nie. Maar dank hom ook vir die rol wat hy in die kerk gespeel het, en steeds speel. Maar dank hom ook vir hoekom dit vir ons beter is. Sommige net dit wat die Here in jou gedagtes laat opkom. As hy ook vanaand vir jou gesê het, daar's iemand in jou huis, of iemand in jou straat, wat die gawe het van bemoediging, of die gawe van organisasie, administrasie, dat die Here jou uitstuur, en dit vir daai persoon gaan sê. Dink in terme van Jesus Christus, aan die regterhand van God. Terwyl jy so sit, wil ek vra dat ons die psalm sing, prys die Heer, met blye galme. O my siel, daar is ryke stof. Ek sal, solank as wat ek leef, my psalme vrolik toewy aan sy lof. En aan hom wat sy guns my bied, altyd groot maak in my lied. Vir ek weet nie hoeveel verse is dit nie, maar kom ons bly by 2. Kom ons sing. En ons kan ook staan. Prys die Heer met blye galme, o my siel, daar's ryke stof, sal solank ek leef besalme, vrolik toewy aan sy lof, en hom wat sy guns my bied, altyd groot maak in my lied. Prys die Heer met blye galme, o my siel, daar's ryke stof, sal solank ek leef besalme, vrolik toewy aan sy lof, en hom wat sy guns my bied, altyd groot maak in my lied. Ondanks die Here, ons is almal hemelburgers. Ons het paspoorte, want ons name is geskryf in die boek van die lewe. Ons is nie net gewone mense nie. Ons word geïnspireer deur die Gees en deur die woord. Vanaand is 'n hemelvaart. En elkeen van ons sal kan sê, Here, ek verstaan dit beter, maar ek sien ook met verlange daarna uit, om daardie heerlikheid, daardie majesteit, daardie heiligheid, daardie teenwoordigheid te kan beleef. Maar Here, terwyl ons op aarde is, bid ons dat U Gees nou iets in ons sal wakker maak,
dat ons sal hierdie Pinkster sal bid en sal dink oor die gawes, die buitengewone vermoëns, die besonderse vermoëns wat die Gees vir ons gee, sodat ons kan verstaan, die kerk is eintlik in 'n deurgangsfase. Die kerk is in 'n stroomversnelling. En ons is nou deel van die kerk. En ons bid dan, Here, dat die Gees ons sal help om die gawes wat U vir ons gegee het, om dit so uit te leef dat dit die naam sal verheerlik. Vader, Seun en Heilige Gees, stuur ons na huis toe. Jy moet nie dit noodwendig 'n rustige nag maak nie. Maak vir ons wakker, praat met ons, hinder ons, weg met ons, Here, en breek daai weerstand af, sodat ons kan hand opsteek en sê, ek kan nie, maar die Gees van die Here wil deur my. Die Here seën vir u met sy woord, met sy waarheid, met sy verlossing. Hy seën jou met sy Gees. Gaan en leef dit uit.